Baie welkom ook aan ons broers en susters wat by hierdie opname van ons Hemelvaart erediens vanoggend ingeskakel is. Ons gaan nou, net daar waar ons sit, rustig na 'n lied luister. Dis 'n baie besondere lied. Vir my persoonlik is dit een van my gunsteling liedere. Ek onthou die eerste keer toe ek dit gehoor het, toe was ons nog daar in Ladysmith gemeente, 'n hele klompie jaar gelede, het daardie woorde van hierdie lied en hierdie melodie in my kop begin rondbeweeg. En hierdie week het ek weer so 'n ervaring gehad, toe die Here hierdie lied op my hart geplaas het. Die tema van die lied is, in die hemel is die Heer. Julle sal onthou, ons het hom so 1 of 2 keer in die verlede ook met die orkes gesing. En ons sal hom weer begin sing in die gemeente. Dis 'n baie gepaste lied vir 'n dag soos hierdie. Want eintlik is dit juis 'n hemelvaartlied. So luister na die woorde van hierdie lied. Koos gaan dit vir ons lekker hard speel. En deel van die lied is ook 'n gebed. En kom ons maak dit ons elkeen se gebed, ook op 'n dag soos hierdie. Is soos kristal, is die heilige van God, en hy heers oor die hemel, daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon, en aan die is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en al die is die Heer, en die lof van die regeer, die regeer. Miljoenen en gereedheid staan die hemel op sy troon, verwyster in sy sieraad en die middel van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters druis sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan die is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die Heer, en die lof van die regeer. En aan die is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan die is die Heer, en die lof van die regeer. En aan u is die macht, en die heerlijkheid en kracht, en aan u is die Heer, en die lof van die regeer. Liewe Here, ons wil in dieselfde trant van hierdie lied ons hande fisies of geestelik vanoggend na U toe ophef en uitroep aan U en aan U alleen al die heerlikheid en mag, al die lof en die eer en die aanbidding en die dank, net
vir U. Here, daar is niemand soos U nie. Daar is niemand wat vir ons so lief is en vir ons soveel opgeoffer het en gedoen het en nog steeds doen soos U nie. Daar is niemand so almagtig soos U nie. U is die enigste Here vir wie niks onmoontlik is nie en vir wie alles, al klink dit vir ons en al voel dit vir ons op hierdie oomblik so onmoontlik, vir U is alles moontlik. Daar is ook niemand wat so naby aan ons is as U nie. Want U is elke sekonde van elke dag by ons. Nie net by ons nie, maar ook in ons deur U Heilige Gees. Ons aanbid U. Vandag as die Here wat daar in die hemel is en regeer. Al lyk die wêreld so deurmekaar. Ons weet U is op pad met hierdie wêreld na U ewige wêreld toe. Na U nuwe hemel en nuwe aarde. Na U nuwe Jerusalem. Intussen is ons nog hier. Eintlik wens ons om al reeds by U te wees, Here, maar ons is nog hier. En dankie vir U Gees wat ons ook vanoggend hier bymekaar gebring het en ook vandag vir ons op hierdie Hemelvaartdag 'n boodskap wil gee. Spreek, Heer. U kinders luister. In Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 24. En daar gaan ons lees vanaf vers 44 tot 53 en uit die 2020 vertaling. Daarna het hy, dis nou Jesus, vir hulle gesê, hy was besig om te praat met sy disippels na sy opstanding. Dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. Daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan en vir hulle gesê, so staan daar geskryf, dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan. En dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei, tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer. En hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters en jong maats, as hande kon praat, sou hulle baie stories kon vertel. Stories van hard werk en swaar kry. Stories van omgee en vashou. Jou eie hande vertel baie van jou eie lewensverhaal. Jesus se hande het ook baie oor hom vertel. Sy hande
het aan soveel siekes geraak en hulle gesond gemaak. Sy hande vertel van die keer toe hy die brood en die visse met sy hande geneem het. Die keer toe hy die water in wyn verander het. Die keer toe hy kindertjies geseën en die keer toe hy voete gewas het. Sy hande is deurboor met ou, lang, krom, geroeste spykers. Sy hande het, nadat hulle hom van die kruis afgehaal het, slap en bleek langs hom gehang. Dieselfde hande het hy telke male opgelig, toe hy na sy opstanding uit die dood aan sy volgelinge verskyn het, en hy hulle gegroet het met die woorde, vrede vir julle. Jesus het by een van hierdie verskynings aan die disippels vir hulle gesê, waarom is julle so verskrik? En waarom kom daar twyfel in julle harte? Kyk na my hande en my voete. Dit is tog ek self. Voel aan my en kyk. 'n Gees het tog nie vleis en bene soos julle sien dat ek het nie. Die laaste keer dat ons van Jesus se hande in die Bybel lees, is met sy hemelvaart. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. En toe was Jesus se hande weg. 'n Klein dogtertjie het nie geglo dat Jesus se hande weg is nie. Iemand vertel dat hy en sy vrou aan tafel gesit en gesels het oor die opgestane Jesus met sy littekens ook in sy hande wat aan sy disippels verskyn het. Hulle dogter, wat op daardie stadium so 6 jaar oud was, het skielik hulle gesprek onderbreek. Julle bedoel dat Jesus steeds littekens ook in sy hande het soos myne? Voor sy 5 was, het sy 6 operasies gehad, meestal neurologies. Dit het littekens op haar kop, voorkop, haar bors en maag en haar hande gelos. Van hulle was duidelik sigbaar. In daardie oomblik was Jesus se hande en sy littekens vir haar so 'n werklikheid, dat dit vir haar krag en hoop gegee het. Sy het haar storie, haar lewe met Jesus en sy eie wonde verbind beleef. Die persoon wat die storie vertel en sy vrou was in verwondering in daardie oomblik. Elke keer as ons dit moeilik het en ons bid, weet dan, Jesus het littekens van die moeilik wees van mens wees. Sy hande wys dit en sy hande hou jou vas. Paulus het ook nie geglo dat Jesus se hande weg is nie. Hy skryf in 1 Korintiërs 12, julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam gevoeg, soos hy dit wou hê. As almal saam een lid was,
Hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel, dat hy groter eer gegee het aan die lid wat eer kortkom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie, maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Jesus is nou wel nie fisies meer hier nie, maar sy liggaam is nog hier. Sy hande is nog hier. Ons is nou sy liggaam. Ons is nou sy hande. Die skrywer Tolstoy vertel 'n storie van 'n tsaar en tsarina, Russiese leiers, wat 'n banket gehou het om hulle mense wat in hulle diens was te dank en te vereer. Daar was net een voorwaarde. Hulle moes met uitnodigings in hulle hande opdaag. Met hulle aankoms was die gaste verbaas dat die wagte glad nie na hulle uitnodigings gekyk het nie, maar eerder hulle hande ondersoek het. Die gaste het daaroor gewonder, maar hulle was ook nuuskierig oor wie die tsaar en tsarina sou kies as die eregas wat tussen hulle twee sou sit. Hulle was stom geslaan toe hulle sien dat dit die ou vrou is wat vir jare al die vloere van die paleis geskrob en skoon gehou het. Die wagte het, nadat hulle haar hande ondersoek het, verklaar: jy het die regte geloofwaardige reputasie om die eregas te wees. Ons kan jou liefde en loyaliteit in jou hande sien. Kan dit ook van jou en my as Jesus se volgelinge gesê word, dat mense in ons hande kan sien, ons is Jesus se volgelinge, omdat ons hande hard is van doen en sag is van omgee. Christus het geen liggaam op aarde behalwe joune, geen hande behalwe joune. Jou oë is die oë waardeur die liefde van Christus na die seer van die wêreld kyk. Jou voete is die voete waarmee Christus wil goed doen. Jou hande is die hande waarmee hy nou wil seën. So het Teresa van Avila lank terug geskryf. Die kerk, en onthou, ons is die kerk, hou Jesus teenwoordig in ons midde, deur die aardse liggaam van Jesus Christus te wees. Sy hande en voete, oë en ore. Deur ons hande, voete, oë en ore moet mense beleef Jesus lewe en hy is daar vir hulle.
Ons weet uit ervaring dat ons hande maar sukkel om Jesus se hande te wees. Veral as die hande wat ons moet dien, nie vriendelik en ontvanklik teenoor ons hande is nie. Ons hande wil ons self eerder dien as vir God en ons naaste. Jesus het dit ook geweet. En daarom stuur hy ook vir ons die Heilige Gees. Die Heilige Gees wat ook ons hande salf en ons hande so aan die werk kry en hou vir Jesus en ons naaste. Sodat ons hande een van ons kragtigste getuies vir Jesus kan wees. Leonard Sweet stel dit kragtig. Hy sê, it was the Holy Spirit that made it possible for a scraggly band of fishermen and tent makers to witness about Christ across all of Asia Minor. It is the Holy Spirit that continues to make it possible today for any gathering of disciples, no matter how diverse their interests, weak their strengths, or strong their weaknesses, to become the body of Christ on earth. Die sangeres Jewel het in 1998 'n trefferalbum Spirit uitgebring. En 'n klassieke lied op die album het die tema Hands gehad. Wat nogal mooi resoneer met vandag se teks, Hemelvaart en die naderende Pinkster. Lirieke soos in the end only kindness matters. Cause where there is a man who has no voice, where else shall go sing? Poverty stole your golden shoes, it didn't steal your laughter. My hands are small, but I am never broken. We are never broken. I will get down on my knees and I will pray. Dit is woorde wat diep in 'n mens se siel ego. Maar dan sluit sy haar lied af met hierdie amper onhoorbare fluister vir jou seggende woorde. We are God's eyes, God's hands, God's heart. We are God's eyes, God's hands, God's heart. We are God's eyes. We are God's hands. We are God's eyes. As jy na jou hande kyk, sien jy Jesus se hande. Amen. Terwyl ons nou gaan bid, wil ek vra dat julle julle hande oopmaak, soos my hande. En voor jou op jou skoot neersit, terwyl jou oop hande na jou toe kyk. En hou jou hande so, en dan bid ons. Liewe Here Jesus, hierdie hande van my, met al hulle issues, met al hulle bekommernisse, met al hulle pyn, met hulle geskiedenis, lê oop voor U. U weet ook van die rinkels daar in my hande,
wat my op hierdie stadium baie bekommerd maak. Want ek sit hier en ek is bekommerd oor my lewe. Maar nou weet ek, hierdie oop hande van my herinner my aan u hande, liewe Here Jesus. U hande wat vir my alles gedoen het. U hande wat nog steeds regeer vanuit die hemel en in beheer is, al voel dit nie vir my so nie. U hande wat ook vir my en my gesin en my familie styf vashou in hierdie tyd. So styf dat ons nooit uit u hande sal val nie. U het ook vanoggend vir my gesê, hierdie hande van my, ten spyte van alles, is u hande. Want u hande is nie meer hier nie. My hande is nou u hande. Here, dis oorweldigend. Hoe kan u my ou, verkrompte of jong hande gebruik, ten spyte van alles wat hulle gedoen het? Maar Here, u wil juis my hande hê. Salf asseblief ook my hande deur u Heilige Gees, sodat dit u hande sal wees. Sodat ek met my hande u en my naaste waarlik sal dien uit my hart uit. Want u, o Heilige Gees, is mos in my hart. Deur my hande, Here, dis oorweldigend as ek dit nou gaan bid, maar deur my hande, Here, is u nie weg nie. U is nog steeds hier, ook deur my hande. Werk asseblief in hierdie hande van my, Here, sodat dit nie net by my hande sal bly nie, maar sodat ook my voete en my oë en my ore onder u beheer sal wees. Sodat ook my oë, met alle respek gesê, u oë sal wees. My ore, u ore. En iets van u hart in my hart. Baie dankie, liewe Here Jesus. Amen. Ons gaan afsluit met ons laaste lied. Lied 212. En die tema van hierdie lied is so gepas: loof die Heer, hy is goed. En wanneer ons hande en eintlik ons hele liggaam en ons hele wese aan die Here behoort en sy instrumente is, dan is ons ook goed. Nie omdat ons uit onsself goed is nie, maar omdat die Here ook, soos wat ons laas Sondag vir mekaar gesê het, goeie dinge in en deur ons wil doen. In ons eie lewens en ook in die lewens van mense rondom ons. Maar uiteindelik sê dit alles van hom. Dit sê dat hy waarlik goed is. Kom ons loof hom vir sy goedheid. Terwyl ons staan.
Liewe broers en susters en liewe jongmaats, daarvan uit die hemel hou Jesus sy hande uitgestrek oor ons. En hy beloof dat hy tot jou redding sal verskyn en jou genadig sal wees. Dat hy jou gebede sal verhoor en aan jou sy vrede sal gee. En dat hy jou sal seën en jou sal beskerm. Nou en vir altyd en vir ewig, ook terwyl jy sy hande hier op aarde is. Amen. Baie dankie broers en susters. Ons kan nou lekker daar agter gaan saam kuier en koffie en tee drink.